In Johannes 8 vers 36 hoor ons Jesus self sê, as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees. Paulus skryf oor hierdie vryheid onder andere in Romeine 6 vers 22. In die 83 vertaling staan, maar nou, julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel, en die vrug daarvan is dat julle geheilig word, en die uiteinde is die ewige lewe. Die Lewende Bybel help my om hierdie teksvers nog beter te verstaan. Daar lees dit so, maar nou is julle vrygemaak van die mag van die sonde. Julle het slawe van God geword, en die voordeel wat julle daaruit kry, is dat julle lewe aan God oorgegee is, en vorentoe wag daar vir julle die ewige lewe. Hoor jy dit? Hy sê, die voordeel wat julle daaruit kry, is dat julle lewe aan God oorgegee is. Dankbaarheid en vryheid loop hand aan hand. Wanneer ek aan God oorgegee is en ek besef alles behoort aan hom, hoef ek niks vas te klem nie. Ek kan my hand oopmaak, ek kan dit gereeld en wyd oopmaak. Verder herinner Paulus ons in sy briewe graag daaraan dat ons nie burgers van hierdie wêreld is nie, maar van die hemel, byvoorbeeld in Filippense 3 vers 20. Ons identiteit is nie in wat ons besit nie, maar aan wie ons behoort. Vrygewigheid is ook deel van die vrug van die Gees, soos ons dit in die 1983 vertaling al soos 'n goeie rympie geleer het, begin dit mos met liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid. Daardie woord moet eintlik vertaal word met vrygewigheid. Die nuwe direkte vertaling gebruik goedheid, maar dit is ook nie akkuraat nie. Die stamwoord in Grieks is agathos en word wel meestal met goedheid vertaal, maar hier in Galasiërs 5 vers 22 gebruik Paulus agathosune, wat vrygewigheid is. Sien ook die Nuwe Testament vertaling. Een van vrygewigheid se grootste vyande is vrees. Dit is 'n uiters ongesonde ding, want vrees dui op 'n wantroue in God. Wanneer ons God nie volkome vertrou nie, kruip vrees in. Vrees vir verlies, vir tekort, vir gebrek of vir die toekoms. Maar Jesus leer ons in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Of soos ons dit in die 83 vertaling leer ken het, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. En in Lukas 6 vers 38 hoor ons Jesus sê, gee en vir julle sal gegee word, 'n goeie maat, ingestamp, geskit en propvol sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word. Kinders van God is dankbare mense. 'n Dankbare mens leef met 'n oop hart, want hy weet, die gewer is getrou. In Genesis 22 vers 14 lees ons van Yahweh Jireh, wat letterlik beteken God sal voorsien. God voorsien en hy is vrygewig en sy kinders is net so vrygewig soos hy. Wel, ons is veronderstel om te wees. Wanneer jy dankbaar is, leef jy uit 'n plek van rus en geen vrees nie. Jy weet, die Here sal voorsien. Lees ook weer Psalm 23 vers 1 en Efesiërs 3 vers 20. Identifiseer vandag iets wat jou vasgevang hou. Iets wat jy sukkel om aan God oor te gee. Gee dit simbolies vir hom terug en sê, Here, ek gee al my vrese vir U, want ek weet U sal voorsien. Kom ons bid saam. Here, ons bely en ons aanbid U as die wonderlikste, beste, volmaakte Vader, ons hemelse Vader. Ons het U leer ken in die woord as die mees vrygewige wese wat ons ken. Dankie dat U in oorvloed voorsien. Dankie dat U ons vry gemaak het in en deur Jesus Christus, vry van die mag van sonde, en dat die voordeel wat ons daaruit kry, is nie net om oorgegee te lewe nie, maar ook die ewige lewe wat vir ons wag. Help ons om as U kinders ook soos U vrygewig te leef. Ek bid dit in Jesus se naam.
Amen.